Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit God se woord uit doen. Ons is reeds al in studie nommer 11 en die Israeliete is nou daar, hulle het gevestig, hulle het land ingeneem, hulle het al hulle besittings gekry en nou is dit tyd vir die 2,5 stamme van Ruben, Gad en Manasse om terug te gaan na hulle erfdeel aan die ooste kant van die Jordaan. En hier tel ons die probleempie op van hoe konflik hanteer moet word en hoe daar vals beskuldigings gegee was. Vandag saam met my in die ateljee om na hierdie aspek te kyk, Ronay Furstenburg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bediening. Goeiedag Ronay, goed om jou weer in die ateljee te hê. En ons staan nou so einde se kant toe na ons studies in die boek van Joshua en die Israeliete het die beloofde land gekry. Die grond is nou verdeel, die oorloë, die meeste groot oorloë is nou reeds afgehandel en dis nou tyd vir die 2,5 stamme om terug te keer. En dit is waar ons hierdie studie van vandag gaan optel, maar voor ons daarmee begin, sal jy vir ons open met 'n gebed. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om weer u woord te kan oopmaak en om vir u te vra om asseblief vir ons te seën met insig en met wysheid. Want Here, wat ons hier lees en wat ons hier studeer, moet van toepassing wees op ons elke dag lewe. Gee asseblief Vader dat elke persoon wat hierna luister, asseblief 'n spesiale boodskap van u af sal ontvang. Seën vir ons wat dit gaan bespreek. Ons vra dit in u naam. Amen. Amen. So kom ons blaai na Spreuke hoofstuk 15. Nou dis baie snaaks as ons kyk na Spreuke, maar ons moet die gedagte wat ons in hierdie vers kry, gaan ons deurvoer. Spreuke 15 vers 1 sê: 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. Nou ja, dis nou baie dit is mos iets wat ons nou al van lankal af ken en wat ons weet wat eintlik die waarheid is, maar hoe maklik is dit wanneer jy in daai situasie kom en die humeur is so bietjie besig om op te vlam en die emosies is besig om op te vlam, om dan 'n sagte antwoord te gee. Nou ek dink ons sit met hierdie probleme in ons huise, by ons werksplekke en in ons kerke. Ja. Partykeer sê iemand vir jou iets en dan voor jy kan dink, reageer jy en waar 'n situasie vinnig opgelos kon word, eskaleer hy tot na die volgende vlak toe wat nie nodig was nie. Ek dink ons gaan vandag se boodskap van ons werklik baie wysheid kan leer oor 'n paar verskillende aspekte. Onder andere, hoe gemaak is jy as jy valslik beskuldig word? In die eerste plek. Niemand van ons hou daarvan nie. Nee, ons raak bitterlik ongelukkig. Klim dadelik op my perd. Daar's niks wat enige een van ons so vinnig vies maak soos wanneer jy vals beskuldig word nie. En dan 'n tweede interessante konsep wat ons uit vandag se storie uit gaan leer, is moenie net 2 en 2 bymekaar sit en tot 'n gevolgtrekking kom nie. Moenie dink jy kan 'n afleiding maak van die situasie en dat jou afleiding en jou opsomming van die situasie is noodwendig die waarheid nie. En dan sommer net 'n konfrontasie veroorsaak nie. Ja. So daar's twee partye se kante toe wat ons nou gaan kyk en ons gaan hopelik vir ons lewensles vandag na albei kante toe iets kan leer. Ja, want baie keer kom ons en ons hoor iets en dan begin ons te reageer. So kom ons begin by Joshua hoofstuk 22 en ons gaan bly in hoofstuk 22 vir vandag. En ons kan die eerste 8 verse daarmee saam lees. So dis 'n redelike lang stukkie, maar so jy kan 'n paar verse lees en sal ek ook lees. Toe het Joshua die Reubeniete en die Gadiete en die halwe stam van Manasse laat roep en aan hulle gesê: Julle het alles onderhou wat Moses die knegt van die Here julle beveel het, en julle het na my geluister in alles en wat ek julle beveel het. Julle het julle broeders nie in die steek gelaat nie. Nou, dit is nou baie dae al tot vandag toe, en het die ordening van die Here, van die gebod van die Here julle God onderhou. Maar nou het die Here julle God julle broers rus gegee, soos hy beloof het.
draai dan nou om en gaan na julle tente, na die land van julle besitting wat Moses die knegt van die Here julle oorkant die Jordaan gegee het. Okay, nou kom ons lees net gou tot daar. Met ander woorde, hier is eintlik nou goeie woorde. Hy spreek die Reubeniete, die Gadiete en die halwe stam van Manasse aan. Nou ons moet sê, ons moet nou vinnig na daai gedeelte net kyk en ons sien, hy noem hulle net, julle is hierdie stamme. En dan sê hy vir hulle baie dankie dat julle saam met ons kom oorlog voer het en dat julle ons ondersteun het, dat julle nie in daai kant van die Jordaan gebly het nie, maar dat julle woord stuk by woord gehou het. So dit is waar hy tot op daai gedeelte kom en sê baie dankie. Nou gaan hy na vers 5 toe hoor. Neem net noukeurig in ag die onderhouding van die gebod en die wet wat Moses, die knegt van die Here, julle beveel het, om die Here julle God lief te hê, in al sy wette wandel en sy gebooie te onderhou, en hom aan te hang en hom te dien met julle hele hart en met julle hele siel. So het Joshua hulle dan geseën en hulle laat gaan, en hulle het getrek na hul tente toe. Maar aan die een helfte van die stam van Manasse het Moses in Basan 'n erfdeel gegee, en aan die ander helfte daarvan het Joshua 'n deel gegee saam met hulle broers diskant die Jordaan in die weste. En toe Joshua hulle laat gaan het na hulle tente, het hy hulle ook geseën en met hulle gespreek en gesê, gaan terug na julle tente met groot rykdomme en 'n menigte van vee, met silwer en goud en koper, yster en baie klere, deel die buit van julle vyande met julle broers. Met ander woorde, hier kom dit nou neer en die erfdeel is gegee, daar word 'n seën op hulle uitgespreek vir die toewyding wat hulle gehad het. Want onthou, ek wil amper sê die kinders, die vrouens en die ouer mans wat nie in die oorlog betrokke was nie, het agtergebly in die ooste kant van die Jordaan. Hulle het nie deurgetrek nie. So hulle het so lank al huise begin bou en hierdie is nie 'n paar weke nie. Hierdie is 'n paar jaar wat hulle hier oorlogvoering gehad het. En nou is die grootste gedeelte van die land is oorwin en nou kon die res van die stamme hulle erfdeel in besit geneem het. Ons het nou dit gelees hoe dit die vorige keer verdeel was. En nou sê hulle gaan terug, maar onthou een ding. Bly by die Here. Bly getrou. Bly by die verordeninge van die Here. En hier moet ons sien hoor, want al is dit dieselfde land, daar's 'n duidelike skeidslyn tussen die in die ooste en die in die weste, en dis die Jordaanrivier. So hulle sal nie aldag kan by mekaar uitkom nie. So dit is hoe afval gesê, bly net by ons, moenie dink omdat julle aan daai kant is, julle is nou anders as ons nie, of julle is verstote nie, en julle moet ons ook nie verstoot nie. Kom ons bly by mekaar. Ja, en dis pragtig dat hy vir hulle sê, onthou ons bly een groot volk, en ons bly onder die vaandel van een God, en ons is verbind tot die Here in een verbond. Moenie dit vergeet nie, moenie dit vergeet om met julle kinders te leer nie. Want dit is tog die waarskuwing wat die Here vir Joshua gegee toe hy hom geroep het. Oor en oor het die Here vir hom gesê, bly in my verordeninge, moenie links of regs hiervan afwyk nie. Nou vir soveel as wat die Here dit vir Joshua gegee het, het hy dit vir sy volle volk gegee, want die verbond was gesluit met hierdie volk. Ja. So, en hier moet ons een ding sê, so ook uit hierdie gedeelte wat ons hier optel is, julle is ons broers, maar onthou daar's een samebindende faktor wat ons het. En dit is Ons geloof. Ons geloof en ons God wat ons uitgelei het en hierdie land aan ons almal gegee het. Solank ons almal aan hierdie God van ons getrou is en hierdie geloof bly van ons, dan sal ons as 'n eenheid gesien word. Ons kan mos sien, soos wat ons rondry, en jy gaan van in hierdie land van ons van een provinsie na 'n ander provinsie toe, en jy kom by dieselfde kerkgenootskap uit, dan is dit asof jy by familie is. Alles is dieselfde, alles word dieselfde gedoen. Die geloofsoortuiging is dieselfde. En hier sê hy, dis 'n samebindende faktor, maar van mense wat mekaar dalk nog nooit ontmoet het nie. Ja. En dit is wat ons moet onthou, dat dit ons saam maak, soos met ons toewyding aan die Here bring, en onthou, weet ons gelei tot hiertoe. So, maar met enige iets, en dat is nou baie mooi woorde hierdie gewees, en mooi met hulle gepraat, van vers 9 tot 20 af, ek gaan 'n paar verse lees, dan kan jy oorneem, sê dit vir ons, daar so die kinders van Ruben, maar daar is die verskil. Onthou vers 1, toe het Joshua die Reubeniete, die Gadiete, hier kom hy, so het die kinders van Ruben
en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse dan teruggegaan en hulle het weggetrek na van die kinders van Israel af. Jy sien, so daar's nou die 3 stamme word apart genoem en Israel word nou, dis die res van die stamme. Hulle word nou Israel en hierdie is die kinders van Hulle is asof hulle klaar verdeel het of apart gehou het. In die manier hoe ons dit hier lees, nê. Right, en hulle het weggetrek van die kinders van Israel af uit Silo wat in die land Kanaan lê, om te gaan na die land Gilead, na die land van hul besitting waarin hulle op bevel van die Here deur die diens van Moses vaste besittings verkry het. Toe hulle kom by die klippilare, die klipkrale van die Jordaan, wat in die land Kanaan lê, het die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse daar 'n altaar gebou by die Jordaan, 'n altaar groot van aansien. Maar toe die kinders van Israel, kan ons nou sien hy verskil, dat ek sien, hoor, sê, kyk, die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse het die altaar gebou teenoor die land Kanaan, by die klipkrale van die Jordaan, aan die kant van die kinders van Israel. Toe die kinders van Israel dit hoor, het die hele vergadering van die kinders van Israel bymekaar gekom in Silo, om op kommando teen hulle op te trek. Geen bespreking, geen vrae nie, ons trek op kommando op. En die kinders van Israel het Pinias, die seun van Eliezer, die priester, na die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse na die land Gilead gestuur. En 10 owerstes saam met hom, vir elke familie van al die stamme van Israel, 1 owerste, en hulle was elkeen 'n familiehoof van die stamme van Israel. Sal jy aangaan? Toe hulle by die kinders van Ruben, die kinders van Gad, die halwe stam van Manasse in die land van Gilead kom, het hulle met hulle gesprek en gesê, so sê die hele vergadering van die Here, wat is dit vir 'n troubreek wat julle begaan het teen God van Israel, dat julle vandag van die Here afvallig geword het, deur vir julle 'n altaar te bou, deur vandag teen die Here in opstand te kom? Is die ongeregtigheid in verband met Peor vir ons nog nie genoeg nie, waarvan ons tot vandag toe ons nie gereinig het nie, toe die plaag oor die vergadering van die Here gekom het. En julle wil vandag van die Here afvallig word? As julle dan vandag in opstand teen die Here is, sal hy môre toornig word teen die hele vergadering van Israel. As die land van julle besitting egter onrein is, trek oor na die eie land van die Here, waar die tabernakel van die Here gevestig is, en verkry onder ons vaste besittings. Daar kom nie teen die Here in opstand nie, en moenie teen ons opstandig wees deur vir julle 'n altaar te bou naas die altaar van die Here ons God nie. Toe Agan die seun van Serach hom vergryp het aan die mangoed, het daar nie 'n toorn oor die hele vergadering van Israel gekom nie, en hy self het nie alleen weens sy ongeregtigheid omgekom nie. In ander woorde, hier kom hulle nou verwys hulle nou, sê hulle, maar ons sien dadelik hierdie ding nie. Hierdie manne gaan terug, hulle is op pad terug, hulle is by daai sekere plek, by die klipkrale, hulle wil oortrek, hulle sien die altaar wat gebou is, toe hulle oorgekom het. En hulle sê, kom ons bou ook 'n altaar. Iemand het gesien, en iemand het gaan nuus aandra, sonder om vrae te vra. En hier het amper 'n burgeroorlog uitgebreek. Dit is 'n mooi manier om dit te stel, want broer teen broer, en soos wat jy nou sê, dis ons eerste belangrike les wat ons hier gaan moet leer. Moenie net iets aanskou van ver af, en jou eie gevolgtrekking maak van die situasie, en ek wil amper sê jou mondering aantrek, en in oorlog teen jou eie broers uittrek, voordat jy nie al die inligting het nie. Ja, jy het nog niks vrae gevra nie. Jy het nog nie eens gaan vra, mooi gepraat, netjies gepraat nie. Jy trek nou sommer op. Nou aan die ander kant, ek moet tog nou ook seker verstaan dat dat Israel wat nou in Kanaan ingetrek het, dat hulle versigtig was, want baie mooi verduidelik hulle vir ons in die Bybel alles wat die volk oorgekom het, wanneer hulle teen die Here in opstand gekom het. Dat hulle tot vir hulle terugverwys na Agan toe hy het van die ban goed gestel, dat hulle vir hom sê, hy het nie eers alleen vir sy eie sonde gesterf nie. Sy hele familie is saam met hom uitgewis. En julle wil, nou die gevolgtrekking wat hulle gemaak het is, julle het nou 'n altaar gebou, dis teen een afgodsaltaar, want ons het nou so opgeneem en so verstaan, so ons aanvaar nou dat julle nou afvallig geword het, en ons sien julle as die 3 stamme aan die ander kant van die Jordaan, en ons is Israel.
Dis soos hulle na hulle self verwys hier, maar as julle sondig, julle is deel van God se verbond, julle gaan daardie sonde aan ons kom afsmeer en ons gaan die prys ook daarvoor betaal. So ons is nie baie beïndruk met wat julle nou hier gedoen het nie. Goed, as ons dan van vers 21 kan aangaan, dan sê dit daarop het die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse geantwoord en aan die stamhoofde van Israel gesê: Die God van die gode die Here, die God van die gode die Here, hy weet dit en ook Israel mag dit weet. As dit deur opstandigheid of deur troubreek teen die Here is, verlos ons nie vandag nie, Here. Dat ons 'n altaar vir ons gebou het om van die Here afvallig te word, en as dit is om daarop 'n brandoffer en 'n spysoffer te bring, of om daarop dankoffers te berei, dan mag die Here self dit wreek. Maar waarlik, ons het dit uit 'n sekere besorgdheid gedoen en gesê, later sou ons kinders met ons kinders kan spreek en sê, wat het julle te doen met die Here, die God van Israel? En die Here het tog tussen ons en julle, kinders van Ruben, kinders van Gad, die Jordaan as grens gestel. Julle het geen deel aan die Here nie, so sal julle kinders dan maak, dat ons kinders die Here nie meer vrees nie. Met ander woorde, wat nou hier gekom het, die een klomp sê, maar julle bou 'n altaar en julle wil vir ons afskei. Die ander klomp sê, kom ons bou 'n altaar aan hierdie kant, sodat ons kinders kan weet dat ons 'n deel aan hulle het, maar dat julle kinders ook kan weet dat ons 'n deel het. Met ander woorde, dit wil amper voorkom of hulle dieselfde gedagte gehad het van, julle gaan van ons vervreem en julle wil ons vervreem omdat ons aan die ander kant bly. Julle dink ons wil ons vervreem omdat ons aan die ander kant bly. Maar hier sien ons dat hulle het gekom en dit wat ons nou in Spreuke gelees het, dat hulle kom ons verduidelik. Dus hulle gaan nie dadelik in verdediging oor nie. Hulle is net van, kom ons verduidelik vir julle hoekom ons dit gedoen het. Nou die interessantheid, net gou een stapie terug te gaan, is van Pinias. Hoekom het hulle vir Pinias gestuur? Want as ons teruggaan na daai verhaal toe in Peor, dan sal ons sien, die Israeliete het hulle daar, kom ons sê, besoedel met die vrouens van die volk daar, en een man was so verwaand, dat hy hulle oë gekyk het en teruggegaan het na die vrou toe. Nou ons kan nou dink wat nou daar gebeur het. En Pinias was die een wat die spies gevat het, en hierdie man en hierdie vrou tegelijkertyd deurboor het. En daar het die vloek, die val van die Israeliete opgehou. En daarom het hulle gesê, maar hierdie man het geveg, hy het geywer vir die Here. So kom ons stuur hom, maar nie hom alleen nie. 10 saam om te gaan praat. So, ten minste kan ons nou sê, hulle is al reg om op kommando te gaan, maar kom ons stuur net eers hierdie ouens, het hulle half met beskuldiging gaan aanspreek. Maar ten minste het hulle nie dadelik net gaan oorlog voer nie. En dis een ding wat ons moet besef, dat wanneer ons in hierdie situasies kom, in ons huise, by ons werke, in ons kerke, moenie tot 'n gevolgtrekking. Weet, die Engelsman sê altyd, die enigste oefening wat die mense inkry, to jumping to a conclusion. Nee, jy spring tot 'n gevolgtrekking. Dis die enigste oefening wat party mense inkry. En ja, en ons moet seker maak dat ons die regte vraag vra, sodat ons 'n kognitiewe besluit kan maak en kan weet of iemand nou iets teen ons gedoen het al dan nie. Maar die storie van, hulle gee 'n sagte antwoord. Ja, dit is nou dadelik ding van, ons is vals beskuldig, ons is verkeerd beskuldig, maar op die einde van die dag het ons vir hulle op 'n mooi manier geantwoord en gesê, ja, kom ons, okay, julle kom nou hier aan met spies en swaard en al wat 'n hoof is van 'n stam, moenie bekommer nie, laat ons net asemhaal, kom het ons vir julle mooi antwoord, dat ons vir julle laat verstaan, wat was die plan gewees. Nou, ons kan aangaan by vers 26, dan sê dit, daarom het ons gesê, laat ons tog dit doen, en vir ons die altaar bou, nie vir brandoffer en slagoffer nie, maar dat dit 'n getuie kan wees tussen ons en julle en ons geslagte na ons, dat ons die diens van die Here sal waarneem, voor sy aangesig met ons brandoffers en ons slagoffers en ons dankoffers, sodat julle kinders nie later aan ons kinders sê, julle het geen deel aan die Here nie. So hier sien ons 'n gedeelte, dat ons kan agterkom dat die
die altaar wat gebou is. Sien ons, dis nie net altare word nie net gebou net vir offers nie, maar dit kan ook dien as, kan ek nou amper sê, monumente. Ja. Iets om jou te herinner oor waar jy vandaan kom en die ooreenkoms wat jy aangegaan het om nog steeds die Here te dien. Dit is eintlik verskriklik mooi. Dit wat hulle op die einde van die dag bedoel het, as ons nou die storie kan saamvat hierso, was om vir hulle broers te sê, hoorie, onthou asseblief, ons bly nie aan die ander kant van die Jordaan, maar ons is nog steeds deel van julle. Ons kinders en julle kinders moet onthou dat ons is saam in 'n verbond. Ons staan saam onder een Here. Ja. En as ons nou kyk vers 29, dan sê dit vir ons daar: en dit is ver van ons dat ons opstandig sou word teen die Here en vandag afvallig sou word van die Here deur 'n altaar te bou vir die brandoffer, spys of 'n slagoffer naas die altaar van die Here ons God wat voor sy tabernakel staan. Met ander woorde, hulle sê, hoorie, julle is verniet bekommerd. Ons dien nog steeds ons Here. Ons het nie 'n ander ene gebou om ander offers te bring nie. Ons erken nog steeds die altaar van die Here. So ons wil julle net gerus stel. Ons is nog steeds deel van julle, maar ons wil hê julle kinders en ons kinders moet weet dat ons nog deel is van mekaar. Vers 30. Toe Pinias die priester en die owerstes van die vergadering, die stamhoofde van Israel wat saam met hom was, die woorde hoor wat die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die kinders van Manasse gespreek het, was dit goed in hulle oë. Toe sê Pinias die seun van Eleazar, die priester, aan die kinders van Ruben, die kinders van Gad en die kinders van Manasse: vandag weet ons dat die Here in ons midde is, omdat julle hierdie troubreek teen die Here nie begaan het nie. Nou het julle die kinders van Israel gered uit die hand van die Here. Met ander woorde, baie dankie dat julle nie van die Here ou wil weggeskei het nie. Dankie dat julle by die Here gebly het. En hier is eintlik 'n baie mooi situasie wat ons hier kry. Ons kom met 'n vals beskuldiging. Iemand kom en hulle gee antwoord. Nou baie keer as ek 'n vals beskuldiging gee, en iemand gee my die antwoord, dan wil ek myself verdedig. En dis ja, okay, moet nou net nie laat dit net nie weer gebeur nie. Jy weet, iets van die aard. Maar hier sien ons dat Pinias het eintlik vir hulle gesê, luister, okay, ons is baie bly, julle het ons nie in die moeilikheid gedruk nie. En ek wil amper sê, deur hierdie woorde, het hulle amper erken, okay, ons het nou so 'n bietjie, ons was so 'n bietjie haastig, maar ons gaan dit nou nie heeltemal sê nie, maar baie dankie dat julle en ons nog een is, en dat ons nog saam kan staan voor die Here. Dit is eintlik 'n pragtige storie van konflikhantering. Hoe hanteer 'n mens konflik? En weet jy wat, elkeen van ons maak soms daardie fout om tot gevolgtrekkings te kom wat nie regtig of gebaseer is op ware feite nie. Nie waar nie. Sommige van ons spring maar, kom ek sê sommige van, elkeen van ons was al skuldig daaraan dat ons tot 'n gevolgtrekking gekom het voordat ons al die besonderhede en al die inligting het. Wat leer ek en jy uit so 'n situasie, uit hierdie pragtige verhaal? Leer vir ons, erken as jy 'n fout gemaak het en behou die vrede. Selfs wanneer jy besef, maar jy was die skuldige. 'n Sagte antwoord, keer die grimmigheid af. Moenie in daardie modus van selfregverdiging inspring nie. Erken jy was verkeerd, bring dat die vrede tussen mekaar behou kan word. Aan die ander kant, as iemand na jou toe kom met vals beskuldigings, en ek dink nie daar's 'n mens op hierdie aarde wat nog ooit in die situasie was waar ons nie elkeen al vals beskuldig was nie, moenie dadelik die een wees wat die oorlogsone aan die gang sit nie, of verder vat nie. Kom tot op 'n punt waar jy kan dadelik sê, hoorie, so voordat ons verder hierdie saak vat, kom ons gesels. Ek verstaan dat jy dit so kon gesien het, maar kom ek verduidelik vir jou wat was my intensie. Dat die vrede gehou kan word. So daardie sagte antwoord wat die grimmigheid moet afkeer, moet van albei kante kom sodat vrede bewaar kan word. Maar wat vir my en die ander ding is, glo wat die ander persoon vir jou sê. Hulle kon net sowel gesê het, ja, maar ons glo nie, dis nie wat julle wou gedoen het nie. Julle wou iets anders gedoen het. As jy by jou eie mening bly en as jy nie oop is vir iemand anders se verduideliking nie. So, kom ons lees net vinnig dit, ek dink vers 32. Daarop het Pinias, die seun van Eleazar, die priester, en die owerstes teruggekeer van die kinders van Ruben en Gad en uit Gilead uit,
na die land Kanaan, na die kinders van Israel en hulle 'n antwoord gebring. So hulle gaan terug huis toe. En die antwoord was goed in die oë van die kinders van Israel. Met ander woorde, hulle het dit aanvaar. Hulle het nie gesê ja maar nie. Of ons is net tevrede met hierdie afgevaardiging se antwoord nie. Kom ons sit 'n nuwe klomp bymekaar en stuur hulle uit. En hulle sê daar vir ons verder, en hulle het daar nie meer van gespreek om teen hulle op kommando te trek, om die land waarin die kinders van Ruben en die kinders van Gad te woon, te verwoes nie. En die kinders van Ruben en die kinders van Gad het die altaar genoem, hy is 'n getuie tussen ons, dat die Here God is. Dit is verskriklik mooi. Ja. So kom ons noem dit hierdie ene, en ons, ek wil amper sê, kom ons sit daar 'n naamplaatjie op. Ek sê nie dis wat hulle gedoen het nie, maar as julle hoor wat ek sê, dat ons dit daar opsit en sê, maar dis waarvoor dit staan. Ons sit dit hier op, julle staan hier, dis waarvoor dit staan. Dis 'n getuie tussen ons en julle, dat ons die Here dien en julle die Here dien. Al is daar 'n skeidsgrens tussen ons, is ons nog steeds almal volgelinge van die Here. Ek dink hierdie kon 'n baie meer negatiewe houding gehad het. Ja. Gevolgtrekking gehad het. Behalwe vir dit kon 'n wrangsmaak in die mond gelaat het van die 2,5 stamme wat aan die ander kant van die Jordaan oorgebly het. Maar ons is vals beskuldig. Wie's hulle om vir ons te kom voorsê? Wat dink hulle van ons? Jy weet, dink nou maar jouself daar in daai situasie in. En jy weet, ons kon met daai murmurering so onder hulle gebly het, dat hulle op die einde van die dag tog maar 'n haatlike gevoel gehad het tussen hulle en hulle broers. En wat so mooi is dat hulle hierdie altare beskrywing gee wat sê, hierdie is die bewys dat die Here vir ons en vir julle nog altyd God is en God sal bly. Dis baie, baie mooi. So ek dink, wanneer kom by konflikhantering, is die nommer 1 aspek, hoe kan ek die vrede bewaar en herstel? Ja, met ander woorde, Van my kant af. Haal diep asem, tel tot by 10 en wees rustig. Ja. Laat die stem afgaan, moenie laat die stem opgaan nie. Veral as jy iets goeds probeer doen het, jy het goeie bedoelinge gehad. Hierdie 2,5 stamme het 'n goeie bedoeling gehad. Dit was heeltemal verkeerd verstaan. En hierdie mense het met 'n konsep gekom wat hulle geloof in sy grein aangevat het. En dit was nie so bedoel nie. Ja. So oppas tog om kwaad te raak as jy dalk iets goeds bedoel het en iemand anders het dit verkeerd opgeneem. Wat is dit wat ek en jy kan doen om die vrede te herstel? Kom ons praat hieroor in rustigheid. Hoe kan ons alles verstaan wat mekaar se bedoelinge was en kom ons eindig hierdie hele konfliksituasie op so 'n manier dat die Here se naam nie skade sal ly nie. Want is dit nie wat op die einde van die dag gebeur met konflik nie, Ja. Is wanneer ek en jy ons wangedra en weier om vrede te herstel, dan bring ons oneer aan die naam van die Here, want ons is sy gesandte en sy ambassadeurs op hierdie aarde. So met ander woorde, hier kom ons moet dit doen. Die tweede ding wat ons moet doen is ons moet seker maak dat ons nie tot gevolgtrekking spring nie, nê? En dan moet ons kyk en sê, gaan praat oor hierdie situasie en probeer die ander mens, die ander persoon se standpunt verstaan oor hoekom hulle 'n sekere ding op 'n sekere manier gedoen het. Want ons is almal verskillend van mekaar. En ons gaan almal verskillend in situasies hanteer. En dan wanneer iemand vir jou uit sy hart uit vir jou die regte antwoord gee of die verduideliking gee, wees groot genoeg om daardie antwoord te aanvaar en in vrede vorentoe te leef. Dis baie belangrik. Want die Here wil tog hê dat ons in vrede met alle mense moet saamleef. Dit is tog nie lekker nie, nê? Wat is die lekkerste, om in vrede met jou buurmense te leef, of soos ons altyd gesê het in die ou Afrikaans, om 'n sonde met jou bure te lewe? Jy weet, om heeltyd te wil beklei oor wat ons doen. Nee. So kom ons probeer om die lesse wat ons hier geleer het in Joshua 22 toe te pas in ons alledaagse lewe, sodat daar ook vrede by die huis, by die werk en by die kerk en kom ons sê oral
kan wees. Ronay, dit was goed om weer vandag saam met jou in die ateljee te wees, sodat ons oor hierdie gedeelte kon bespreek. Laaste woord van jou kant af, voor ek afsluit met 'n gebed toe. Vrede behoort aan die rede, aan die Here. Daar is nie 'n kans vir my en vir jou om eer aan die Here te bring as ons oorlog in ons harte koester nie. Moet ek en jy gaan vrede maak met iemand? Mag die Here vandag vir ons die krag gee om dit te doen. Dit was goed om saam met julle te wees en saam met julle te kuier en ook so saam met jou vandag. Kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, ons sê vir U baie dankie vir U woord. Baie dankie vir alles wat van tevore geskrywe is. Dat dit geskrywe is vir ons as 'n les, sodat ons daaruit kan leer. Here, so maklik kon hierdie situasie in Josua hoofstuk 22 tot 'n burgeroorlog gelei het en baie mense kon gesterf het, omdat iemand dalk net 'n verkeerde gevolgtrekking gemaak het. Help ons ook so om nie verkeerde gevolgtrekkings te maak nie, om 'n sagte antwoord te gee, al word ons vals beskuldig, sodat daar vrede vorentoe bewerkstellig kan word. Dankie Here vir insig uit U woord uit. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen.